day, glorious day. Steek jou hande in die lug op en sing het saam. Amen. What a day that will be, when my Jesus I shall see, and I will look upon his face, the one who saved me by his grace, and leads me to the promised land. What a day. Nog een laatste maal. And I look upon his face, the one who saved me by his grace, when he takes me by the hand and leads me to the promised land. What a day, glorious day that will be. Peter loop offergee. Amen. 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 Oh, I love you, Jesus. I love you so much. Amen. Praise the Heer. Halleluja. Baie dankie, julle kan julle sitplekke neem. Halleluja. Wow, hè? Julle sing soos engele kore vanmôre. Amen. God is 'n goeie God. Wow. Halleluja. Wie van julle kan sê deurgedra? Deurgedra. Die hel was los, maar het met deurgedra. Ek was ergens in die jaar siek, maar het met deurgedra. No weapon formed against me shall prosper. Halleluja. Dis lekker om hier te wees. Lekker om hier te wees. Amen. Prys die Here. As julle bly om hier te wees, dankie. Daai, yes, jy lees het goed, daai ding bietjie hard. Yes, like it. Halleluja. Kyk, party ouens is net bly as hulle dit maak tot by Woensdag. Party rejoice as dit maak tot Dinsdag. Maar ek weet nie, ergens het iemand vir my gesê dat Jesus is gister. Come on. Come on. Come on. Wie van julle glo vanmôre dat presies identies dieselfde God wat in die woestyn vir 40 jaar 3 keer 'n dag vir 2,5 miljoen mense kos gegee het? Jy maak die sin klaar. Is vandag nog dieselfde God. Amen. Halleluja. Oh, I just love him. I just love him. Ja, ek het hom lief, man. Ek het hom lief. Ek het hom lief. Toe ek nou die week daar my broer se begrafnis doen, die Here het my 'n mooi ding gegee. Ek dink ek het dit met julle gedeel, maar ek wil dit nou maar net weer deel. Toe sê die Here vir my, daar's 3 dinge, of daar's 3 goeders op hierdie aarde wat presies dieselfde ding bevat. En dit is, wel eintlik nou maar 'n Navy SEAL het dit vertel, maar die Here maak dit vir my verder oop. Maar hy sê daar, hy sê in elke Hollywood fliek, in elke storieboek en in die Bybel, is daar 3 rolspelers. There's always a hero, there's always a villain, and it's always a love story. Verstaan? Wie van julle is bly vir die love story? You were the villain, he is the hero, but he just loved you so much he refused to let you go. It's always a love story. En ja, so ek is opgewonde. Jessie, julle ou se jare is op sy rug. Weet julle dat in die volgende 16 dae kan die Here kom? Wie van julle glo dit? Hy kan in hierdie laaste 16, 17 dae kan die Here nog kom. Die Here kan nog kom in 2025. Amen. Yes, dat het so lekker wees, né? As ons net by hom kan aansluit. As jy regs, kyk vir die ou langs jou.
Nou kyk jy vir my, dan sê jy nou vir my, lyk hy ou langs jou reg. Martie sê, maak eintlik so. Vra man. Amen. Lyk hy vir jou reg? Lyk sy reg? Watch our 10 minute, hoor. Amen. Die Here gaan ons bless vanmôre. Ek is vir baie jare besig met konsepte. Wel die Here is besig met my oor konsepte. Jy weet, dit is een ding om lekker kerk te hou en dit is lekker om lekker kerk te hou, maar die Here het my actually verlos van die denke dat as ek lekker kerk hou, want baie mense koppel lekker kerk hou dat seker goed moet gebeur in die diens. Het ek dit reg? Dat seker goed moet gebeur in die diens en as dit nie gebeur nie, het ons nie lekker kerk gehou nie. Is dit nie sad nie? Partykeer gee die Here vir ons pak sla, dan was dit lekker kerk. Kerkies is net ek en jy vandag, hoor. My pa toe my pak gegee, ons was nog in die era wat ons pak gekry het. En vandag se tyd sal my pa toegesluit 7 keer 'n week. En as ons klaar pak gegee het met 'n rothang, dan sê hy, wat sê jy? Dan moet jy sê dankie. Jaco. En baie keer het ek daar uitgestap, dan voel ek haat hom. Vandag is ek bly dat dit wat hy my geleer het, hy was nie die rykste nie. Hy moes 12 ure skof te werk om 5 seuns deur die skool te sit. As ouma Grieta 1 trui brei vir 1 seun, dan kry al 5, wat lyk soos ortniesnort nie. Is dit almal dieselfde truie aan. Selfde tracksuits. En naderhand raak my ma slim. Sy hekel en brei net vir die oudste een, hy pas sy goed wat te klein is af na ons toe. Maar ons bly in dieselfde kleur. En vandag is my ma 89, nou oor 2 weke is sy 89. 2 van haar seuns is in die hemel, haar man is in die hemel. En 3 is op die aarde en 1 van die 3 werk nog vir die Here. There's nothing, ek probeer sê, dat jy kan enige ding verander in jou lewe, maar net nooit jou waardes verander nie. Don't ever change your values. En ek dink dis een van die groot dinge wat vandag fout gegaan het in die kerk. Dit is ook om die kerk in baie opsigte meer in die nuus is oor die regte ding as oor die verkeerde ding, of meer oor die verkeerde ding as oor die regte ding, is omdat we changed a lot of things and we made a mistake in changing our values. Values sê dat wat 2000 jaar terug verkeerd was, is vandag nog steeds verkeerd. En glo jy in hierdie goeters and you will not be silent by it. Kom ons staan op ons voete en ons sluit dit gou jou oë daar. Steek jou hande so hoog in die lug op as wat jy kan. En vra vir die Here, Here, verander enige iets in my. Maar Here, dat ek nooit my waardes sal verander nie. Amen. Kom aan nou, as ek vir julle hoor, ek wil julle hoor. Praat met die Here, dat die duiwel oor jy praat met hom. So I will change everything but not my values. Amen. Prys die naam van die Here. Halleluja. Ons gee maar 'n klap. Amen. Jy kan maar sit. Ek gaan net so 'n paar oomblikke wees en dan gaan ons jou laat gaan. My vrou het seker gepraat oor Dinsdag, ek weet nie. Nou Dinsdag wil ek vir jou sê, wil jy bietjie vroeg kom, hoor? Ja. Amen. Dis gelofte diens. Amen. En die tema wat die Here gegee het, keer terug na die ou paaie. Amen. Ons gaan nie monument toe om te gaan kyk hoe dronkes daar kan aankom nie. Jy kan maar smaal, ek is jy ou wat jy sien, hoor dit sê. Ons gaan nie hier na die bloedrivier om te kyk hoe kan ons party, maandag aand. En dan ergens daar tussen die 64 waans te sit en sê, wel, dit is 'n groot God wat my gehelp het nie. As hierdie volk oor wie my naam uitgeroep is, sê die Here, hulle bekeer en hulle verootmoedig, sal ek hulle land genees. Dis wat God sê. Ek sê dit nie, dis wat God sê. Dit het gewerk in Gideon se tyd, dit het gewerk in Samson se tyd, al die profete se tyd. Waarom sal dit nie nou werk nie? As my volk oor wie my naam uitgeroep is, sê die Here. Wie van julle glo dat God se naam is oor jou uitgeroep?
beveel, gaan hy verder. Hy sê, jou naam is in my handpalm gegraveer. OK. So, kom ons kom trek op Dinsdagoggend, 9:00, het ons dan nou ons geloftediens. My 30ste een, 30ste een, wat ons aanbied. En dan is hierdie plekkie 'n jaar oud. Welkom aan al die mense wat hierdie jaar verbygekom het. Dis meer as 2/3 van julle. Wag Here, is lekker, né? Kyk gou weer langs jou. Kyk, hulle smile. Amen. Vat jou Bybel, maak oop by Lukas 10. Gaan net so 'n paar dinge met jou deel wat ek dink baie relevant is. Lukas hoofstuk 10. Amen. Halleluja. En net in geval jy wonder, hoe gaan die weer wees? Dit is Dinsdag 31. So geniet hierdie koeligheid hier in die kerk, hoor. Dinsdag as jy uitstap, as jy 2 kilogram verloor. Prys die Here. Sien julle uit na wat die Here vandag vir jou gaan doen? Amen. Kyk, julle kan maar beet oorlyk, hoor. Ek het dis 'n begrafnis in die kerk, want ek het deze 7 keer bedien laas naweek, hoor? Tot Dinsdag toe. En dit lyk nie so nie, né? As jy my hierdie week gesien het, jy my jammer gekry. Lukas 10 vers 18. Ek wil net so 3 verse daar lees. Kan ons staan as ons die woord van die Here lees? Ek mis dit as op by ander kerke is. Hulle doen dit nie. Baie van hulle doen dit nie. Nou seker nie 'n sonde as hulle dit nie doen nie, maar ek lyk maar net om die Here te, ek glo maar net dat God se woord is die hoogste gesag. Hy sê daar Lukas 10 vers 18. Toe sê hy is 'n hoofletter. Wie praat daar? Vir hulle, ek het die Satan soos 'n bliksem uit die hemel sien val. Kyk, hier is dit nou. Ek gee aan julle die mag om op slange en skorpioene te trap. Hoor nou wat sê. En oor al die krag van die vyand. En niks sal julle ooit skade doen nie. Is daar net 2 ouens wat graag wil sê, nee, eina. Maar julle moet nie daaroor bly wees dat die geeste aan julle onderworpe is nie. Maar wees liewer bly dat julle name in die hemel opgeskrywe is. Ja, come on, wie gaan 'n kerk hou vanmôre? Jy kan al jou accolades sê, en glo my, ek het ook 'n paar, hoor. Dis het 'n paar, ek weet nie waar sy hare gesmyt nie. Sy dink in jou ewigheid hang jy nooit hierdie goed van my op nie. Kyk, daar's party mense wat sê, ek wil minder sigbaar wees, maar meer diensbaar. Ek dink dis wat Johannes gesê toe sê, ek moet minder word. Johannes het eintlik gesê, ek wil minder sigbaar wees, maar ek wil meer diensbaar wees. Amen. So hoor jy so? Maar julle moenie daaroor bly wees dat die geeste aan julle onderworpe is nie, maar wees liewer bly dat julle name in die hemele opgeskrywe is. Net so voor jy sit, hierdie is dan vir my so lekker, want ek gaan lekker kerk hou vandag. Alhoewel ek het kerk vir my in hierdie klaviere goed, maar ek gaan lekker kerk hou vandag, maar weet jy hoekom? As jy die geheim kan ontdek, my oorlede broer, Pastoor Andrei, amen, my oorlede broer, Pastoor Andrei, het 'n mooi ding gesê eendag, 'n waar ding. Hy sê, as long as you're in a defensive war, the enemy sets the rules. If you're in an offensive war, you set the rules. En baie mense lewe en oorleef net om die heeltyd te verdedig dit wat die vyand bring. Kom aan, jy gaan almal sê eina. Een van die 2 goed gaan jy sê. Jy oorleef skaars die week, want die hele week moet jy vure doodslaan.
En jy staan in die oggend op en jy reageer op die pyn wat in jou liggaam is. Jy staan op en jy reageer op die storie wat daar van jou vertel word. Terwyl God vir jou die mikrofoon gegee het. Nee, ek wil met iemand kerk hou. Terwyl hy sê, luister mooi, hy sê, en ek gee aan, sit jy hand op jouself, die mag om op wat te doen? To trample on serpents en on scorpions. En oor wat? Nee, julle, as jy een woord uitlos, verander die hele sin. Hy sê, en oor wat? Al die krag. Nie oor die krag nie. Want as hy sê oor die krag, is toch, hy sê oor, met other words, doesn't really matter what the enemy brings, you'll have power over it. En laat ek eerder sê, authority over it, nee. Hy sê, en wat? Nik? Kan iemand net sê niks? Is daar enige Engelse mense, wat is Engels vir niks? Nothing. Sê dat die livestream ouens hoor, jy is in die kerk vanmorgen. Nothing. Nothing. Amen. Gee die Here kruis die prys. Kom maar sit hoor. Amen. Prys die naam van die Here. Die Here praat met my oor hierdie onderwerp gistermôre. Not redeemed, just to survive. Nou, terwyl ek gistermôre daarby, ek het eers gaan my rond as my vader kloete gedoen. Toe kom ek terug by die huis, toe gaan sit ek daar voor op die stoep en die huis is daar binne beet. Dit was ook 'n koelerag gistermôre en ek sit op die stoep. Dis julle ouens hierdie. Het hom nou regtig vir baie jare nog nie gebeur hier hoor. Toe ek gaan sit op 'n stoel op 'n stoep gisteroggend. Gewoonlik kry ek my boodskappe sonnaandoggende. Maar toe ek gaan sit op 'n stoel, toe sê die Here, ek wil hê jy moet praat oor hierdie onderwerp. Want my kinders gaan gebuk onder dinge en hulle dink omdat hulle deur dit moet gaan, dit maak hulle heilig. Ek gaan baie reguit praat. As ek dan nou nie met jou preek ek vir daai oor daar sit in die sitkamer wat 'n lui was om kerk toe te gaan. Hoor gou baie mooi. Hoor gou baie mooi. Ek wil graag hê dat enige ou wat hier sit en daar sit, enige ou in die wêreld vir my moet wys in hierdie Bybel dat jy moet arm wees om heilig te wees. Oh my goodness. Kyk, ek gaan nou die aandag kry. Ek lees nergens in hierdie Bybel. En jy kry party mense, they take their suffering, ongeag nou finansiëel of wat, they take their suffering and they became sitting ducks. Nat gereende hoenders. 'n arend. 'n eagle is die enigste voëlsoort wat 'n storm kan gebruik to elevate him. Gaan kyk bietjie hoor. Julle kan dit gaan Google. Of wat nou 'n duif is, ek voer hierdie voëls van my so dik. Die goed lyk as soos Operation Dumbo Drop. Dis groot goed hoor. Hier slag hierdie duwe uit soos 'n plaashoender. 'n mossie is 'n gewig van 'n duif. Nee, ek speel net. Maar ek voer hulle dik. Maar laat ek kos uitsit gister. Hoor jy nie 'n voël nie? Jy sien hulle nie, want dit is nat en is koud. Maar kyk 'n arend. Wanneer 'n hoender wegkruip om te skrop, dan gesit 'n arend op die pieke, terwyl die wind die vere van hom so waai. En al wat hy doen is, hy change net sy angle. Oh, ek probeer vir iemand iets sê. Hy change net sy angle. Die Here sê dat die wind gaan waai. Moenie vir change net jou angle. Ag nee, ek weet nie meer. Change net jou angle. Dit is onafwendbaar dat die hel gaan losbreek om jou kop. Dit is onafwendbaar dat wanneer jy wakker sit, opword, dan sit die vyand en kyk waar jy jou kan slaan. Die Here sê, change net jou angle. Laat die wind waai. Change net jou angle. Hou op wegkruip. Because I am not redeemed to just survive. En hoor vir my. As die kerk van die Here, ek praat van die Ekklesia kerk, ek praat van die bloedgewaste kerk, ek praat nie van 'n
man, 'n hoender op 'n toring en 'n kruis op 'n deur. Ek praat nie van denominasies nie. Ek praat van the body of Christ. As ons net kan besef that God, the redemption of God, is not just for survival, it's for conquering. Oh, nee, come on, nee. Wie van julle glo in hierdie plek dat dieselfde bloed, kom ons begin eens met dit, dat dieselfde gees wie Jesus uit die dood uit opgewek het, is binne in jou. Come on. Nee, ek gaan jou in 'n hoekie kry vanmôre, hoor. Ek gaan jou 3 questions vra en dan gaan ek op jou neerkom vanmôre. Wie van julle glo dat daar was geen bloed wat kon opstaan teen die bloed van Jesus nie? Is jy hierso? Nou ek neig my om te glo dat as ek dieselfde gees het, gaan wonder, die Bybel sê, dat die regverdige struikel 7 keer. But it keeps on standing up. Nee, hoor my. Daar is opstandingskrag binne in jou, binne in my, dat as die vyand kom, sê die Here, met jouself die jammer kry nie, change your position. Change your position, die altyd. Ek wonder, hierdie ouens gaan dan nie sien nie. Ek wonder wat 2 ouens wil saam wil opstaan, wat net so swak wil maak, daar in jou bank, sê ek gaan posisie verander. Ek weet nie hoe gaan dit gebeur nie, but I'm gonna change my... Julle lyk oulik, hoor. Julle lyk oulik, hoor. Halleluja. Ek weet nie hoe gaan ek deur hierdie ding kom nie, maar die Here sê, daai angle van jou werk nie meer nie. Change it jou ander angle. Come on, halleluja. Oh my God. Dit is gou baie mooi. Ek wil so ver gaan om te sê, dat feitlik elke boosheid, every form of evil, wat daar bestaan vandag, dit is gou baie mooi, wat op hierdie planeet plaasvind, is 100% in kontradiksie teenoor God se oorspronklike plan met die mens. Dit was God se plan om 'n man uit grond uit te maak. Ja, ek ken hy preekie van die mis en die modder en die sand en hy goed is. Om 'n man uit grond uit te maak. Weet jy dat all the particles that's in soil is in jou? Moet jy nou vir jou dat jy so dom soos grond nie, hoor. Ek het my eendag so gewif, ek sê my skoon, as jy verskoon sien, een van iemand ek sê, wie is so dom soos grond? Hy sê, weet jy wat is als in grond? Weet jy wat is als in grond? Dit was die eerste vloek wat Jesus gebreek het, was hy bloed laat val op die grond, en hy breek hy vloek in grond, dat dooie mense staan op. Oh my goodness, jy moet hoor, ek probeer vir jou resep gee, dat mense oorleef net. Nee, oorleef net. Survive net. Weet jy hoekom survive jy net? Jy bly die hele tyd op dieselfde plek. Ons het daar in Shawini, hy dag was ek daar, ek in Desrey, en daar in ons huis waar ons groot geword het, en daar was 'n marula boom. Nou is 2 goed, as jy dit eet, moet jy jou ondersoek. Is 'n marula en 'n avo. Ons het 'n botter avo gehad boom, en 'n gewone ene. Weet jy hoe hard is 'n avo teen jou kop as jou broer jou moet hom gooi? Ons het nie avos geëet nie. Ons het mekaar gegooi met avos. Jy het naderhand gelyk soos, wat sê groen man? Schrik. Jy is so voor avos, mama's spuit ons met 'n houspyp af. En marulas. Ons het mekaar met marulas gegooi. Die Here hoor vir my, jy het naderhand knop op jy, want ek gooi die ryp is, my broer gooi die groen is. En jy is vol knoppe en vol duike. Weet jy wat, tot ek geleer het, hou op staan, want ek weet waar ek staan. Ek is agter die watertek, ek gooi soos torpedo's. En elke derde ever vang my net daar so, tot ek my posisie verander. Ag nee, jy weet wat ek sê nie. Die rede, hoekom die goed jou aanhou tref, jy bly staan op dieselfde seer, waar jy 20 jaar terug seer gekry het, en dieselfde goed, wat met jou gebeur het, en die vyand weet, dis waar jy lê, hey, maar staan, is daar iemand, wat dit opstaan, sê nee, ek gaan my posisie verander. Hy kry my elke
elke maand worry op dieselfde tyd oor dieselfde budget. Ag nee, ek praat maar met regte mense, né? Hè? En hoe sê die Kaapenaar en sê ek praat mos nou met jou. Praat mos nou met jou. En wat ek met jou praat, ek wil sê, we become so predictable, ons word so voorspelbaar, dat die vyand, en die Here sê, julle leef in kontradiksie, wat ek het die aarde, ek het Adam gemaak, Adam staan 14, 16 voet in sy ek sê nou maar sy sandals, kan ons maar sê maar sy sandals, staan in sy sandals voor my, 14, 16 voet, en hy kyk my in die oë, en as gevolg van wat hy gedoen het, en Eva toegelaat het om te doen, is die hel los. En weet jy wat gebeur? En as ons as daar 'n geweldige aardbewing plaasvind, dan skuif die groep ons uit hulle plekke uit. Nee, die aardkors en al hierdie goede, hy skuif, dis kom hulle praat van Richterskaal. En die Here sê, 'n paar ouens het uitgeskuif en uit my plan uit en uit my goeders uit. Hy sê, maar julle moet ook weet, dat selfs wat Eva gedoen het my nie omkant gevang nie. Nee, ergens God weet alles. Daar is vir God niks verborgen nie. Dink jy nie, dat God het nie geweet, dat hy gaan met 'n serpent praat nie. 'n ander staan so kies reg op soos hulle nie haal. Ek weet nie wie veronderstel was om te loop nie, maar God sê van hierdie dag af, sal jy op jou pen seil vir die res van jou lewe, totdat ek eendag 'n einde aan jou gaan maak. Nou ergens in iemand se lewe, het die serpents weer begin opstaan, and we elevate the enemy. Dood en lewe is in die mag van die tong. Hoor wat ek jou sê. Ek gee nie om hoe sleg het gaan nie. Hou jy op, sê hoe sleg het gaan. Daar is my vrou. Man, daai vrou wat daar sit, kan op 2 hande tel. In 41 jaar, hoeveel keer sy my moes genurse het. Hierdie week, loop ek met 'n pyn die hele week. Ek sê, ek ken nie goed nie. Man, ek gaan slaap met 'n pyn en ek snor kom weg. As ek môreoggend opstaan, is hy dan weg. Hierdie ding bly by my, en hy bly by my, en hy bly by my, en dis lang hierdie pilletjie en daai ding, tot ek sê, vir hier sê, nog gaat ek stilletjies dooi. Nee, ek gaan nou vir Paulus groet by die hand. Regtig, totdat jy opstaan, because we have the tendency to make what happens against you the author of your canvas. We make him the author of our canvas. En ons gee die verfkwas, ons gee ons joy weg, ons gee ons salwing weg. Ek wil vir iemand in hierdie plek sê, dat die vyand kan vir jou niks vat, wat jy nie release nie. Nee, jy moet dit weer hoor. Ek sê die vyand kan niks by jou vat wat jy release nie. Elke liewe ding wat die vyand by jou gesteel het, is 'n ding wat jy gerelease het. Hy kan by jou niks vat nie. If you don't want to release it, no devil in hell can take it. Kan iemand in die Here prys in hierdie plek? En ek het gesien, en is nou besig om te gebeur, dat hy wat teen jou optrek, sê die Bybel, God sal vuur slinger in hulle paleise in. Come on, come on. God is besig, ek reg pas Dries, God is besig om in 'n paar mense die vuur te slinger in hulle huis, want die Bybel sê, raak my gesalfdes nie aan nie, en dis nie net pastore nie hoor, jy wat sy naam geskrywe is in die boek van die lewe, is 'n gesalfde van die Here. En die ergste ding is, jy praat sleg en negatief oor jouself. Ja, dis waar. Hoor jy so? Ek is klaar hoor, met die inleiding. Hoor jy so? Hoor jy so? Hy skep 'n plek. Hoeveel keer het ek al daaroor gepreek? Man, ons het laas naweek, het ons supernatural gehad op 'n ander level hoor. En ek het al gesê, ek het dit 20 keer al nie gesê. Eden beteken place of pleasure and place of abundance. It was not necessarily a geographical place. It was a place between the glories of God. Ag, nou kan ek dit sê vir ons suster daar agter hoor. Ek gaan dit nog net vir jou sê. Hulle mag nie hoor wat ek sê, ek sê dit vir jou. Hoor gou wat hierdie pastoor vir jou sê. Whenever you between the glories of God, you'll find yourself in a spiritual Eden. In a place of pleasure and a place of abundance. En dan moet jy my reg verstaan. Weet jy wie wippel as ek praat oor rook? Die rokers. Weet jy wie wippel as ek praat oor die oude meester? Hulle wat suip. Kan ek nog een sê? Weet jy wie wippel as ek noem oor geld? Hulle wat steel. Hulle wat steel. Ek weet nie. Ek sê altyd, hier is my Bybel, ek is vir hierdie Bybel so lief.
Ek is vir hierdie Bybel so lief. Nou, kyk, ek het hierdie ouetjie maak ons kwad. Ons maak ons, soos hier Kaapenaar sê, ons is kwaad nie. Jy maak my kwad. Ons maak hulle kwad. Weet jy hoekom? Want die Bybel sê geen jota en geen titeltjie van hierdie woord sal jy uithaal nie. Haal jy uit hierdie Bybel uit, sal ek jou naam uithaal in die boek van die, is ek reg, Lorraine? Sal ek jou naam uithaal in die boek van die lewe. As jy byvoeg, sal ek byvoeg by jou oordeele, sê die Here. So hierdie Bybel sê, in my Afrikaans en in my Engels, wat ek nie geskryf het nie, as jy 'n rower is, sê die Here, sal jy die koninkryk van God nie ingaan nie, and this Bible says this. Amen. Hierdie Bybel sê, dat as ek die draad spring soos 'n bok, jekkerige. Nou moet ek pas op om my naam te sê. Maar gewoonlik seker naam as jy die ouens kyk. So jekkerige eks. Hoor ek jou vertel, jy moet 'n man van een vrou wees. Jy moet 'n vrou van een man wees. Luister, ek gaan 'n bietjie dieper gaan vanmôre. Hoor gou baie mooi. It's a place of pleasure and a place of abundance. Hoor wat sê Genesis 2 vers 9. Julle kan dit luister, kan dit maar neerskryf. Genesis 2 vers 9. Is jy dit nog hierso? Kyk gou vanaf hier vrou, langs jou lyk jy al beter. Hoor gou hierso. Wat sê dan vers 9? Vers 9. Laat ek dit gou reg kyk asseblief. Kan iemand net amen sê, die Here prys. Nee, sorry, dis 19. Dis 19. En die Here het uit die aarde geformeer al die diere van die veld en al die voëls van die hemel en hulle na die mens gebring. Wie was hy mens? Adam. Jy is slim, né? Hoor jy so? Kyk gou vir my. Kan ek jou revelation gee? Vir een of ander rede, toe ek in die hoërskool was, het baie onderwysers nie baie van my gehou nie. Nou, ek het 'n vriend gehad, Leon. Ek weet nie, ek het nog gedink, ek wens ek kan hom opspoor, doch eerder nie. Ek en Leon Vermaak moes in al die klasse reg voorsit. Daaroor weet ek ook nog nie, hoekom nie. Maar hoor gou baie mooi. Daar was 'n juffrou, sy was my favorite. Sy was die mooiste juffrou, en sy het my dan 'n bietjie gelike. Maar as ons eksamen skryf, is dit asof haar geaardheid en attitude verander. Sy is so mooi, want dan word die onderwyser die eksaminator. En terwyl jy klas loop, praat sy so baie soos net 'n vrou kan. Maar wanneer jy eksamen skryf, is die eksaminator stil. Ek wil iets leer. Das kere, wanneer jy sê jy God nie hoor nie, skryf jy eksamen. En dieselfde een, wie altyd met jou praat, Lorraine, jy gee onderwys. Nee, jy wil partykeer so graag daai kind help. Jy sien eintlik hierdie antwoord is verkeerd. Alhoewel ek 'n bietjie vywer gekry. Maar okay. Jy sien hierdie antwoord is verkeerd en jou loyaliteit en jou integriteit sê vir jou, ek kan nie hierdie kind help nie. Hoor gou baie mooi. Daar's sekere goed ertjies wat die Here vir ons klas gee. Then God becomes silent om te kyk hoe jy jou eksamen aflê van dit wat jy gehoor het. Hoor gou baie mooi. Sover ek kennis strek het al ons kinders hulle met standaards geslaag hierdie jaar. Met lof. Al my kleinkinders is deur. Nou weet ek jy so oud word ons. Maar hoor gou baie mooi. Ek wil hierdie laat insink. Hoor wat sê vers 19. Hy sê en die Here God het uit die aarde geformeer al die diere van die veld en al die voëls van die hemel en hulle na die mens gebring om te sien hoe hy hulle sou noem. Kyk verby. Wie is die mens? Dis Adam. God maak hom nou, sit hom neer en laat al die diere wat vandag bestaan voor en verby hart op. En die Here sê, ek het daaroor gepreek al, en die Here sê, gee aan elkeen sy eie naam. Die enigste plek wat ek nog lees waar God nog steeds name gee. Gaan lees in Psalm. Hy sê, en na elke, daar staan nie so geskryf nie, maar elke nou dan ontstaan daar 'n nuwe ster. En God gee aan elkeen sy eie naam. En jy weet, daar is nie 2 sterre met dieselfde naam nie. Daar is nie 2 vingerafdrukke.
Daar's nie 2 vingerafdrukke wat dieselfde is nie. Ek gee nie om of jy jou handteken en so teken, en of jy jou nostrils op papier moet druk. Elke ou se afdruk is sy eie afdruk. Ek probeer vir jou sê dat God stap met jou op pad so uniek. Hy stap met jou op pad so uniek. En die Here wil jou vanmôre leer, dat ek het jou nie geredeem om net te oorleef nie. Ek het jou geredeem, sodat jy kan wees meer as 'n oorwinnaar, deur ek wat jou die krag gee. Dit nou Christus wat praat. En ek wil nie dit hê dat jy dit net deur, jy ouers. Ek wil nie dit hê, dat jy net 2025, ek is so bly dat 2025 is verby. Ek wil vir sê, dis die meeste begrafnisse wat mense wat doodgegaan, pastore wat links en regs, weet jy, ek verjaar die 24ste Julie, hoor, moet dit nooit vergeet nie, hoor, ek hou van geskenke. Ek verjaar die 24ste Julie, 24 beteken rooi priesthood. Voor my het my boetie verjaar, Edmund, en na my het my mentor verjaar, Pastor Noekie Klaasen. As jy vir my gesê in Januarie, dan die 2 ouens langs my gaan al 2 dood. Of uit julle 3 gaan 2 dood. Wat is my kans? Maar ek het niks vir jou. Die rede hoekom ek nog hier staan en jy nog daar sit, Jenny, because God is still busy with me in the kitchen. Hy sê vir my klaar nie. Hy sit daar vir Adam. Hy sê roep jy die diere. Net daarna val Adam weg. En weet jy wat? Hy survive net. En God sê, ek het julle nie geredeem om net te survive nie. Hoekom sê ek dit? Hy sê daar in Genesis 2:19, wat doen hy met Adam? He appoints Adam. Kyk gou vir my. He appoints Adam. Ek probeer nie die plekke met mekaar kry. Hy kry uit al hierdie goeders. Hoe het hy geweet dat zebra moet soveel strepe hê? Weet jy dat daar die 2 zebras se velle is vir presies, dis is 'n vingerafdruk. Elke zebra weet die aarde of 'n leeu vreet of 'n hyena om jag, het sy eie vingerafdruk in sy vel. Weet jy, moet vir my sê, dat God net vir jou kan gee wat hy vir ander gee nie. God kan vir jou iets create met jou eie vinger afdruk, hoor. Heerlik. En jy sit 'n smag wat daai ou het en wat daai, ek wens ek kan ook hê wat hulle het. En die Here het vir jou iets instoor baie groter as wat ander het. Jy moet dit sê, Here, ek is moeg om net te survive. My huwelik survive net elke jaar en my finansies survive net elke jaar en my blydskap survive van Sondag tot Dinsdag en dit survive en survive. Wie van julle is moeg vir survive? En sê, Here, ek soek meer. Ek soek meer. Maar sê Dries, ek sê dan met geloof, ek spreek sommer oor jou uit. You're not just going to survive what they call cancer. You're going to crush it. Amen. You're going to crush it. Staan gou op en stap jou voete. You're going to crush it. Wie van julle glo dit? Crush it. Crush it. Hy sê, oor al die werke van die vyand. Amen. Oor elke aanslag wat hy geloods het, wat hy nog gaan loods, sê die Here, jy gaan triomfeer. Amen. Ek sê, Here, en luister, ek het Sondag genoem daar in by my broer se begrafnis op Dinsdag. Ek wil dit gou vanmôre weer hier so noem. Dat do not underestimate what God can do in one moment, this season in your life. If you read chapter John 11, you'll find a smelly corpse with the name of Lazarus. You go to chapter 12, he's having a feast at Martha's house. Ag, Here, ek het hulle verloor. Die Here kan in een seisoen en in een dag kan die Here vir jou iets doen so groot. Jou omstandighede kan al stink, man, en jou huwelik kan al stink en jy soek net rede om uit te breek. As mos so uitbreek. Yes. Amen. Hier 40 raak jy kettinge, want dit hou 3 borshare, maar net so 'n ketting aan. 2 tennisballe onder die arms. Hoekom ek is 40? Come on, was. En nou oor 40, wil jy nou 'n draadsprong soos 'n bok. Mag jy trip as jy oorspring. Ag, net so 'n ligte my broer vertel my van nou eendag waar hulle gebly het. Hy sien ook al die goed, hy mis ook niks. Hy sê maar ou so maar, jy kan 'n tos hier omskyn vir 'n ekstra hulle.
Hy is so bleek soos 'n geitjie. Staan hy daar by die hek sonder hemp. Nou kom twee mooi dames op hy geloop. En hy wil hulle impress en hy wil oor die hy wil so oor die hekkie spring. En toe sy spring, toe sy hekkie oop. Come on. Kom aan ouens, jy kan hier nie goed by jouself doen nie. Jy gaan die grond slaan hoor. Jy het maar die Here nodig. Kom aan ouens. Jy het maar die Here nodig. Ek het 'n guarantee, ek het baie min guarantees in die lewe, want daar's een waarborg wat ek het, dat as jy nie meer leef nie en Christus leef in jou, you're not just going to survive, you're going to be a conqueror. Hallelujah. Kyk vir my. You are not going to be busy with a defensive war, waar jy elke dag, ag, weet jy wat, daar is die Petra nou alweer op, en weet jy wat, ek hoor die Petra gaan môre af. Jy het gehoor? Die 15 is dit nie? Ja, die Petra gaan môre af. Wat so oor 'n maand, dan gaan hy nie weer 3 keer hoor op. Daar staan 'n pastoor in 'n lift, in 'n huisbak. Hy huisbak sit so, hy stap in die huisbak in. Hy sê môre mense. Jy doen dit nie Joburg nie. As jy sê môre, hou hulle wat is vas. Hy sê môre mense. En dan kyk hy nog net so. En dan gaan die lift. 21, 22, 25 verdieping. En elke keer as hy vloer skiep, sê hy, ons gaan op. Ons gaan op. En dan hier as ek gedink hy snuif iets, of ek weet nie of hy rook iets. En toe die 5de keer sê, hy sê, maar weet julle, het julle gedink as jy die kabel snap? Toe hy almal se aandag. As hierdie nou 'n Taliban of wat gaan nou hier gebeur? Waar gaan ons heen? Hy sê, kan julle dink? Hy sê, maar ek het goeie nuus vir julle of slegte nuus. As hierdie kabel snap, gaan ek op. Ai, come on ouens. Luister, ek wil vir jou sê, en die duiwel het nie eens die mag oor dit nie. Maar ek wil vir jou sê, as jy self so vat, jy die dal van dood skade weer, sê Dawid, ek sal geen onheil vrees nie, want U is met my, U stok en U staf, die vertroos my. Come on, man. And you just keep on surviving. Pas ek is bly die Here voorsien. My bicycle te flat gehad. Nee man. Skep net 'n bietjie jou kop so. Is jy wakker? Hoor gou. En nadat Lazarus opgewek is uit die dood, toe leef hy nog 30 jaar. En hy word 'n bishop. That's what the enemy wanted to kill. En hy word 'n getuie van Christus vir 30 jaar. En die slim ouens sê, hy sterf 'n natuurlike dood. Ek wil vir jou sê, because when Jesus stood at the tomb, weet jy hoekom het Jesus nie in die graf ingegaan nie? As hy aangegaan en gesê, dooie staan op, het alle dooies opgestaan. But he had to call him by his name. Yes, en hier kom hy man met sy doeke uit. Hy kon nie loop nie. Hy was nog toegerap. En hy kry die kerk en waar sy alle ou se stinkdoeke van hom af. En toe hy doeke van hom vat, toe so Lazarus, pastoor, hoekom sê jy dit? Hoekom sê die een oomblik het hy 'n reuk aan hom van dood en die volgende oomblik het hy 'n fees saam met Martha. Ek probeer vir jou sê, not only did he survive, he came out more than a conqueror. Vir 30 jaar leef hy nog. Ja. Wat gebeur? Ons vergeet wat die Here vir ons gesê het. My vrou het profesie gekry. Ek kan nie namens jou profesie praat nie. Die Here het my gesê, jare terug, toe Jesus so siek was, toe sê die Here, solank as jy die waarheid preek, sal ek al lewendig hou. Sy het 17 kilogram verloor. Sy het dank so 21 weer opgetel, maar sy het 17 kilogram verloor. Daai tyd. Sy was so maar gewees, haar beentjies was so dun gewees, sy kon nie stap nie. Wie van julle was op die Witpoortjie? Pastoor, jy was daar. Val die pastoor daar na die hek, tussen die 100 meter. Dan loop ek in 'n middag met haar af, sy kan nie eet nie. Dan eet sy, luister, ek moet dryf nie, that's it, dis wat sy eet. Pampoetjies so goed is. Dan stap ek met haar af van die pastoor af hek toe, dat die kos net kan afgaan. En as ons terugkom, gee sy 'n paar tree, dan kollaps haar bene. Dan tel ek haar op soos 'n veertjie. Sy het niks geweeg nie, man. Dan stap ek met haar huis toe. En sê ek, Here, maar hier stap ek. Here, daar's geen lewe aan haar oë nie. En U het gesê, ek gaan haar lewendig hou. Die Here sê, kyk, jy kyk vir haar, lig op jou kop. Dan kyk jy na my. Moenie kyk na wat in jou arms lê nie. Moenie kyk na wat in jou huis gebeur nie. Moenie kyk na wat in middel gebeur nie. Die Here sê, hef op julle hoofde. You're not just going to survive, you're going to be a conqueror. As jy dit glo, staan jy op jou voete en jy gee die Here 'n prys. Jy gee hom 'n prys. Jy hoor wat ek vir jou sê.
Luister gou baie mooi. Deuteronomium 28, hoor gou hierso. Is jy reg vir nog 'n blessing? Amen. Who wants to go a little bit deeper? Amen. Kyk, hier's party mense, hulle kom honger kerk toe, hoor. Ja. Nou, ek preek in elk geval vir hulle. Hoor wat sê Deuteronomium 28. Vers 1, jy het ons al gelees, as jy goed luister na die stem van die Here jou God, om sorgvuldig te hou al sy gebooie, wat ek jou beveel het, dan sal die Here jou God jou uit die hoogte stel bo die nasies van die aarde, né? En al hierdie seëninge sal oor jou kom, en jou inhaal, as jy luister na die stem van die Here. Geseën sal jy wees in die stad, geseën sal jy wees in die veld. Kom aan, kom ons hou kerk saam. Geseën sal wees die vrug van jou liggaam. Geseën die vrugte van jou land, die vrug van jou vee, die aandeel van jou beeste, die aandeel van jou kleinvee. Kyk gou vir my. Hy praat hier van die aarde. Daar is die aandeel van vee in die hemel nie. Daar is die aandeel van skape in die hemel nie. Daar is hy praat van hier. Ek wil jou hier seën. Yes, amen. Wow. Amen. Luister, daar is min predikers, en nou, jy kan nou maar van hierdie ding wat ek nou net wat jy wil dink. Daar is min predikers wat sy nek uitsteek op sosiale platform, soos hierdie movement, wat sê, we believe in the rapture, we believe in the coming of Christ. En luister, en mense sê ons sleg, maar hoor gou baie mooi. Ek het 'n hemelse verwagting, maar die Here sê, oral Josua, waar jy jou voet op hierdie aarde neersit, sal ek jou seën. Ek sê jou seën. Ek is nie op hierdie aarde to survive nie. I'm on this earth to conquer in the name of Jesus Christ. Hy sê, geseën sal jy wees. Jou beeste, die aandeel van jou beeste, die aandeel van jou kleinvee. Luister, kyk gou vir my. Wat het gebeur met Israel toe hulle in verdrukking was en slawerny? Hoe harder hulle verdruk was, hoe meer teel die lammers. Hulle lammers, en seën die Here hulle hoor. Kyk gou vir my. You are supposed to be blessed while being oppressed. Lorraine, Jaco, nou is ek alleen. Het maak nie sin nie. Oh, waarvan praat jy nou? You are supposed to be blessed while you've been oppressed. Die president van hierdie land is nie die author van my joy nie. This joy that I have, the world didn't give it to me. The world didn't give it, and the world cannot take it away. Hoor gou baie mooi, hoor wat sê so. Hy sê, geseën sal jy wees by jou ingang, geseën sal jy wees by jou uitgang. Geseën sal wees die mandjie vers 5 in jou bakskottel. Die Here sal maak dat jou vyande wat teen jou opstaan, voor jou verslaan sal word. Op een pad sal die vyand teen jou optrek, en op 7 paaie sal hy van jou afwak. Maar nou is, kyk, jy moet daarom hierdie alles los, hè, regtig. Sover ek weet is jy al vas. Hy is presies waar God hom gesit het. Hy het hom nie gemaak vir jou nie. Hy het hom gemaak vir die duiwel en sy engele. Elke ou wat daar gaan beland, en daar's biljoene wat daar gaan beland, gaan omdat hulle, life is about choices. You cannot serve God once a month. Dis een ding wat ek die Here eer vir hierdie movement, is dat lyk my julle kan kerk toe kom as ons nie hier is nie. Dis wonderlik. Dis wonderlik. Soos die pastoors bekeerd nie. Hoor gou baie mooi. En jy kan maar gaan kyk daar. Hoor wat sê vers 13. Die Here sal jou die kop maak en nie die stert nie. En jy sal net boontoe en nie. Kykie. Is dit dieselfde God wat ek hiervan lees, wie sy seun gestuur het? Amen. Nou waarom sal God verander? Martie, as hy hierdie sê onder die ou bedeling, dan is hierdie ook mos vir die nuwe bedeling. Because now I'm bought with the blood of Jesus. Hier het gewerk op offers en lammers en goeders en wat geoffer moet word, wat sy bloed nie kon the best that blood could do was to cover the sin. The blood of Jesus doesn't cover your sin, it removes your sin. En nou wat ek onder die bloed is, die bloed van Jesus, hoeveel te meer kan ek sê, ek geseën sal ek wees in my ingang, geseën sal ek wees in my uitgang, geseën sal ek wees as ek bid. Luister, God bless jou nie net wanneer jy bid nie, hy bless jou, vra jy vir Daniel, wanneer die leeu's vir jou wag, om jou te verslind, sê die Bybel, Daniel het gebid, sy venster oopgemaak, al het hulle vir hom gesê, hy moet, dis in die kanseltaal nie, shut up. Toe bid hy eers. We will not shut our mouths. We will not.
We are a Blackboard church. Hoor gaan baie mooi. Hy sê daar, 'n geseënd sal jy wees. En luister gou, as jy Deuteronomium 28 lees, kom jy agter, hy praat van hier. Geseënd sal jy wees. Jou bakskottel, wat 'n bakskottel jy nou in die hemel? Werk jy daar met meel nie, jy gaan nie muffins bak nie. Jy gaan God prys. Maar nou sê hy tog, geseënd sal wees jou bakskottel. Geseënd sal jy wees by jou ingang. Geseënd sal jy wees by jou... Julle sê dit baie aan my, maar ek sê 'n paar ouens wat so gebless is. Kyk, hulle is so gebless. Daai ou span, hulle kan saad onder sy boopplant, hy groei nog steeds boontoe. Wie van julle wil regtig waar inkoop? En hierdie ding sê, Here, ek gaan nie survive nie. Ek gaan konker. Here, ek is die kop. Ek sê ek is die kop. En die kop gaan boontoe. Ek gaan nie onder toe nie. My huwelik gaan nie onder. my blydskap gaan nie onder toe nie. My finansies gaan nie onder. Wel, heb jy nog reg help. Jy kan nou maar hierdie goed sing dat jy soos 'n kanarie klink op paaidui. En u vertel, as jy geseënd wil wees in jou finansies, moet jy maar doen wat die Bybel sê. Hoor jy so? Hoor wat sê so? 40 jaar is Moses in die paleis. Jy het al hierdie preek al gehoor. En 40 jaar is hy in Midian in die wildernis, 'n herder. Het julle geweet dat hy was 'n shepherd op 'n kol? Wie het dit geweet? Reg. Why? 'n man wat na slawe kyk, is nou 'n shepherd. Wat dink jy? Het God van voorberei in die wildernis? How to shepherd his people for the next 40 years. Is ek reg? Dit is hoekom hy kon gestaan het. Hoekom gee hy om 'n stok, wat 'n herder loop met 'n staf? En hy loop met 'n staf. En dieselfde staf, wat hy die skape kan hak, soos 'n herder, sit hy oor die Rooi See, en die Rooi See maak 5 myl wyd oop, so 2.5 miljoen mense kan deurdry. Dit is die enkele grootste miracle in die hele Ou Testament. Maar kyk wat gebeur, hy kom by 'n brandende bos op die ouderdom van 80. Wie van julle is 80 in hierdie plek? Is jy iemand oor 80? Op waar is jy? 77. Ek dink 94. Ons het gesê by die bidjie, sy is 94. Okay, is almal hier onder 80? Wie is onder 80? Ja. As ek partykeer na die klaagliedere van Newcastle luister, dan sal my sweer, julle is 94. Want die Here hoor my op 80. Suid-Afrika is 'n lekker land hoor. Op 60 kry jy Sassa. Is dit nie 'n lekker land nie? Hoe meer konynkies, hoe meer geld. Jy hoef te werk, jy maak net konyne. Dis Suid-Afrika. Hulle het nie invloed nie, maar die uitflow. Hierdie man kom, hy's 80 man. Hy sê by Labrie en Labra, wat sê al die plekke, al die las en blaas en wat ook al nie. Nee, hy man loop in sy sandals, 80 jaar oud, die steek op God 'n bos langs hom in die brand. En die bos brand nie uit nie. En wat doen die Here? Hy appoint hom net daar. Hy appoint Adam. Ek gaan nou by iets uitkom. En hy appoint Moses. When God elevates you for something great, he has to appoint you. 90% van die keer, Jaco, moet jy die Skinnerback WhatsApp groepies bedank, if God appoints you. Is dit so? Partykeer moet jy nou maar jy moet die goed maar los. Because God elevates you. Want jy sien, party mense, wat die, kyk vir my, jy moet nie my nou verloor hier. Party mense wat nie bereid is om te verander nie, gaan jou moeg maak. So wat sê die Here? Skud los. En hy sê vir Moses, skud los. Hy appoint hom, hoor gou baie mooi, in 'n brandende bos, stel hom aan, as 'n tipe van 'n middelaar. Hoor wat sê Numeri 13. Ek gaan dit nog net vir julle vertel. Skryf Numeri 13, gaan lees dit vanmiddag. Dan van vers 25 tot 33. Wat gebeur daar? Moses sê vir 2 ouens, hy sê, vir 12 ouens, hy sê, gaan verken julle vir my die land. Kyk gou vir my. Kyk vir my. Jy moet dit nie mis nie. Hier is 'n openbaring. He appoints Adam. He appoints Moses. Nou stuur hy 12 verkenners. Waartoe? Na die beloofde land. Wat moet hulle gaan doen? Hulle moet vir 40 dae gaan rondloop. Moses sê, gaan kyk of het werklik so nice is, as wat ons gehoor het. Hulle kom terug. Dankie Here, nie met 'n kierie nie, maar ek gaan hierdie kierie leen. Kom hier. Asseblief Johan. Sit hom op jou
Gaan nog vandag wees, né? Sit hom op jou skouer. Dan sit hom op jou skouer. Hulle loop met draagstokke. Weet julle wat is draagstokke? Al draagstokke wat ek onthou so klein was toe hulle die emmers kom haal by die huis. Ken jy draagstokke, né? Hulle loop so. Hy goed lyk soos weversbalke. Die druiwetros, een druiwetros hang van daar af onder sy korrelkaps op die grond. Katoef. Nee, is reg, vat jy hom maar. Luister. Die guavas lyk so span spekke. Wat God, as God vir jou sê, ek gaan jou elevate, dan elevate jou na die beter toe. Hoor mooi. Luister mooi. Hulle loop in die goed. Man, die heuning, as hulle so maar plak hulle vas. Die heuning het die afgeloop. Die man het hulle dik geëet. En raai 10. Ek soek net een hierdie kant. Ek soek vanmôre net 2. 10. Kom kerm oor die reëse. Kyk vir my, daar is nie bose reëse in die hemel nie. Wat vir my sê, God van hulle hier seën. Hy wil jou hier seën. Soek die koninkryk van God en sy geregtigheid en al die guavas en trosse druiwe gaan hy vir jou gee. En 10 kerm oor reëse en 2 praat oor God. Hoekom sê ek dit? Wat gebeur met Josef? Coat of many colors, die put, Potifar se vrou. En hoor wat sê in Genesis 41 vers 41, haas my ek is amper klaar. Ek wil vir jou iets oopmaak. Gaan nou kom by die appoint hoor. Hy appoint hulle. Kyk wat sê Genesis 41 vers 41. Is jy reg? Sê amen. Hoor wat sê in vers 41. Verder het Farao vir Josef gesê, kyk, ek stel jou aan oor die hele Egipte land. Kyk jy vir my. Daai Egipte land is nie helemaal nie man. As 'n plek op hierdie aarde, it's amongst the enemy. En wie God al hom uit sy broers, kinders van hom, hulle verkoop hom, gooi hom in 'n put, sit hom by Potifar se huis. Die se vrou is jekkerige Jezebel en hy word en hy gaan staan voor Farao. Hy lê 'n droom uit en Farao appoint hom om wat te doen. Die Bybel sê that he managed the kingdom of Pharaoh. As 'n Hebreëse seun wat 'n vyand is van die Farao en die Egiptenare, is hy 'n vyand en God sit sy voete binne in die paleis van die vyand en die Here sê jy sal die checks uitskryf. Halleluja. God appointed Moses om mense uit te haal. Nou kyk gou vir my. Nou sê Lukas 10. Hy sê hoor gou baie mooi. Nou sê Lukas 10 wat ek nou gelees het wat jy gemis het. Hoor wat sê daarso. Hy sê ek gee. You do not moet dit nou nie verloor. Kyk vir my. Hy sê I appoint you. Wat is die use? Dat jy iemand appoint and you do not equip them. Toe Jesus die kerk roep en hy sê, Petrus, jy's rots, in Matteus 16. Hy sê, op hierdie rots sal ek my gemeente bou. Wat doen hy? Hy sê, ek gee aan jou die sleutels. Dis wat die kerk mis. We have keys. Alles wat jy op hierdie aarde bind, sê Matteus 16, sal in die hemel gebonde wees. Kyk vir my. Alles wat jy op hierdie and we just keep on surviving. Luister, ek wil jou vertel, hulle het om my geval soos domino's. Maar ek wil jou vertel, vir my en die cherry wat agter sit, was 2025 'n fantastiese jaar. Was 'n fantastiese jaar, nie in skoene en kouse en goed nie, 'n fantastiese jaar. Ek het meer geleer by die Here in hierdie jaar as wat ek laas jaar gedroom het om te leer. Hierdie jaar is vir my, elke jaar pas hierdie jaar is vinnig verby. Hierdie jaar was soos 'n pyl uit 'n boog uit. Toe is hy verby. En wat doen ons dan in Koba? We keep on holding on the bad stuff that happens. And we go with the bad stuff to the new stuff. God se wie jy. Vergeet die dinge wat agter jou is. En strek jou uit na wat voor is. I have appointed you as what? To trample upon serpents and upon scorpions. En geen werke van die vyand sal jou skade aandoen nie. Ek maak klaar. Hoor wat sê daar in Johannes 15 vers 16. Hy sê daar so, hoor gemooi.
Hy sê daar, hy sê, julle, dis Jesus wat praat, het my nie uitverkies nie, maar ek het jou gekies. Sê gou vir jou langs jou, I've been appointed. Hy sê, en ek het jou aangestel. Luister man, luister. Jy stel nie iemand aan in jou diens, né, Christian, en jy sê nie van wat jy van hom verwag nie. Kyk, ek het eendag vir iemand gesê, as ek weer vir jou moet sê, waarvoor is die krywa? Oké, los. Hy sê, ek het jou gekies, and I have appointed you to bear fruit, om vrug te dra, en dit te kan bly. Hoekom? Sodat wat julle die Vader ook in my naam vra, hy julle dit kan gee. And we just keep on surviving. Hy sê dan Jesaja 45 vers 2, hy sê, kyk, ek trek voor jou uit. Ek maak jou hoogtes gelyk. Ek gaan 'n ding onopwonde sê vanmôre. I have not been redeemed just to survive. Ek is klaar met die defensive. Is tyd dat ons sal opstaan in die oggend en sê, duiwel, I'm back. I'm back. I'm back. Jy het my geroer, jy het my gevat, jy het dit gedoen. I'm back. Kan dit dan nie sê soos Arnold nie, nee? I'll be back. I'm back. Ek het gister het 'n geval ergens, but I'm back. Ek herposisioneer myself. En waaroor die woord gaan. God sê, jy verander net jou posisie. Jy bly lê en jouself jammer kry, maar jy kan opstaan. Ten slotte, ek dink dat 2/3 van die goed waarin ons is, het ons oor onsself gebring. Ons weet wat die regte ding is. Dirk, Pastor Dres, ergens julle manne, ja nee, ons weet wat is die regte ding. But it's easier to do it the wrong way. Because the right thing has sacrifice. Die regte manier het sacrifice. The wrong way kan ons mos maar sidestep. Dit help ons nie baie nie, hoor. Want ons het 2025, 2/3 van die sit, we survived it. Ek kyk terug, dan sien ek elke uitspraak wat hulle oor my kleinkinders gemaak het, dokters uitsprake, elke uitspraak wat hulle oor my vrou gemaak het, elke uitspraak wat die gebeur het, sê ek, wow, it had to be Jesus. It had to be Jesus. Dankie Des. It had to be Jesus. Dit moes hy wees. Weet jy, dit is so baie